Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 280. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Shoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sal jy belangstel in enig van my boeke wat ek geskryf het, of miskien die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, die een wat verban is in die wêreld. Jy kry hom in geen boekwinkels in die wêreld nie. Nie eers by Amazon of enige een nie, nie Koem boekwinkels nie, niemand nie. Die vraag is maar net, hoekom sal Koem boekwinkels en die ouens om nie wil aanhou nie? Hulle is dan Bybelmense, hulle hou dan almal se Bybels aan. Hoekom sal nie die Restoration of the Original Sacred Name Bible wil hê nie? Nee, hulle is nie dom nie. Satan wil nie mense moet tot bekering kom nie. Dit gaan ons by hulle als oor die geld. Dit klomp vry messalaars, né? So, ek het 'n klompie, sou jy belangstel. Kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Halleluja. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, gaan na deel 1 begin voor, want u het reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is ook baie belangrik dat u inteken vir die YouTube, sodat u die verskillende kennisgewings van al die studies kan ontvang. Deel dit met u vriende en familie, dis lewensveranderend. In Engels sê hy life-changing, né? Dit verander lewens van mense. Maak seker dat jy 'n skryfblok en 'n pen byderhand het. Is ook 'n 33/53 Bybel, net nie 'n 83 Bybel nie. Ek sê mos, daai ding is so korrup, ek sal nie eens my vleis braai op hom nie. Dis my vleis laat stink. Hoekom, prof? Hy het 9000 skriftuurlike veranderings. En hy het 18 totale versweglatings. En dis die ouens Suid-Afrikaanse Bybelgenootskap wat hom geskryf het, wat hom uitgebring het in 1983. En in daai selfde Bybel staan in Openbaring 20 vers 10. Ekskuus tog, Openbaring 22. Jy mag nie 'n titel of 'n jota verander daar nie. Of jou naam sê die boek van die lewe uit weggelaat word. Hoe nou? Dis die ouens wat veronderstel is om vir ons die regte Bybels te gee. Dis hoe ek sê, sal nie my vleis braai op hom nie. Sou jy belangstel vir enige ander inligting, kan jy ons kontak. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, dankie vanmôre dat ons by die einde van hierdie week is en dat u elke oggend ons gesalf het bonatuurlik met geopenbaarde woord. Maar vanmôre bid dat die woord wat gesaai word in baie goeie grond val en dat dit saad dra 30, 60 en 100voudig. Laat ons voorberei wees vir dit wat u vir ons wil sê. Maak die woord oop in die mooiste naam. Die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffashua. Volk van Jaffa, die Jaffistes sê, Halleluja, Halleluja. Prys die naam van Jaffashua. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat dit vir u 'n groot seën gaan wees en dat Vader Jaffa sy doel gaan bereik in elkeen se lewe vanmôre. So is ons steeds besig met Spreuke hoofstuk 16 vers 22. Koning Salomo sê 'n fontein van die lewe is die verstand vir sy besitter. 'n Fontein van die lewe. Wat is die fontein van die lewe? Is dit nie wat Jaffashua vir die Samaritaanse vrou by die put gesê het, geef my water. Dan gee ek vir jou water. En as jy van my water gedrink het, strome van lewende water gaan uit jou binneste opspring. As sê daai heidense vrou, daai Gentile, Samaritaan, dan sê sy, maar eet is 'n skepting nie. Jy sien, sy dink aan die water wat uit die fontein uitkom.
Maar Jafashua staan daar en hy bied vir haar die ewige lewe aan. Ek dink aan die tyd, so 15 jaar terug, toe hom tuis met my begin karring het. Oor die bonatuurlike geopenbaarde name. Op daai stadium het ek gedink dat hy het sonstraal en hy is met die maan gepla. Want my Bybel het gesê, al kom 'n engel uit die hemel uit met 'n ander evangelie in stryd met wat ek aan julle verkondig het, laat hom of haar 'n vervloeking wees. Ek het hom tuis vervloek. Want die snert wat hy kom praat het, staan nie een plek geskrywe in die 33-53 Bybel nie. Nie een plek in die King James Bybel nie. 1611 King James nie. Of die New King James. Of enige een van die ander 300 Engelse Bybels nie. Dit was vir my godslasterlik. Maar die Bybel sê dat die fontein van die lewe is die verstand vir sy besitter. Ek het op daai stadium gedink dit wat ek geweet het oor Jesus, God en Christus en die Here en Jahwe was genoegsaam vir my gewees. Ek het aan my lewe met dit gekom. Die pastoor en almal voor my het dan die lewe met dit kom. Ek was basies 60 jaar oud toe hom tuis met my die evangelie begin karring het mee. Vandag verstaan ek die geopenbaarde woord, wanneer koning Salomo skryf, 'n fontein van die lewe is die verstand vir sy besitter. 'n Fontein van lewe, die bo-natuurlike geopenbaarde woord, wanneer Jaffa dit oopbreek. En dit word soos 'n waterpyp wat raak geslaan word met 'n spitvurk. Jy kan sien hoe spuit so 'n straal water boontoe. Met al die krag, die Engelse force wat daai water mee druk, blaas hy op. 'n Fontein, stroom van lewende water. Oneindiglik. En dit is hierdie fontein van lewe waarvan Jafashua gepraat het 2000 jaar terug. Wat van 34 na Jafashua tot vandag in 2025 nog steeds probeer doodgedruk word. Hulle het die massacres gestop in 1530 na Jafashua. Die donker eeu het gestop. Maar die vervolging het nog nooit opgehou nie. Die vervolging in terme om die waarheid te verdruk en dood te druk. En te vernietig. En daarom al hierdie snert op die internet. Oor die restoration name, die naam Jafashua. Ek wil vir u sê, as hierdie nie die volle waarheid was nie, dan sou Satan en sy trawante en sy NHR agente en die Katolieke nie aangegaan het soos hulle aangaan nie. Ek sê vanoggend vir Pastoor Rika, want daar was weer so smeerding gewees oor die naam Jafashua. Toe sê ek, dis snaaks. Almal wil met my besig wees oor die name. Maar ek sien nie dat iemand oor Boeddha praat nie. En dis 'n God wat hy klip gemaak is. Ek sien nie dat iemand oor Vishnu praat nie. Die Hindu God nie. Ek sien dat iemand oor Allah praat nie.
of die moslems nie. Ek sien nie dat een van hierdie ouens die sataniste aanvat nie. Ek sien nie dat hierdie een van die korruptes in die regering aanvat oor die triljoene wat hulle steel nie. Ek sien nie dat hulle met die protestante en met die charismate oor die rubbish wat hulle preek vandag as evangelie aangaan nie. Maar hulle bly hamer op die Sacred Name mense, die Young Movement en natuurlik die Yafashua. Nou ek gaan iets hierso baie pertinent sê. Ons, as deel van die eerste gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, is nie verwant aan die Ja-beweging nie. Ons is nie verwant aan die Sacred Name Movement nie. Ons is Jafiste. Nou wat maak die verskil? Die verskil is dit, dat die Restoration of the Original Sacred Name Bible, van bladsy 2 tot bladsy 5, praat basies oor die 613 wette van Moses. Die sabbate, die feeste, die besnydenis, die offer van diere, die hoëpriesterlike bediening, al die goed wat vir meer as 1000 jaar lank deel van die Joodse, die Hebreërs was, die Israeliete, ek soek na die naam, die Israeliete was. Maar wat Yafashua tot niet kom maak het, Hebreërs 7, gaan lees Hebreërs, jy kan die hele Hebreërs 7 lees, maar gaan kyk daar Hebreërs 7 vers 18, sê hy dat hy al die goed wat ek nou van gepraat het, wat in die voorkant van die Restoration Bible ingeskryf staan, wat die Sacred Name Movement doen, en wat die Ja-beweging doen, hulle hou die sabbate, hulle hou die feeste, hulle hou die trompetfeeste, hulle hou die ongesuurde brode, hulle vier die nuwe jaar saam met die Jode, en hulle is messiaans, verstaan u? Hoekom? Want Dr. Joseph Briand Rottenham het nie Hebreërs 7 verstaan nie. Jaffa het vir my Hebreërs 7 oopgemaak. Van vers 1 af regdeur. En dis hoekom ek 'n reeks gedoen het. Die boek Hebreërs. As jy dit nog nie gedoen het, begin by deel 1. Die boek Hebreërs deel 1. Stap deur hom elke dag. Dan kyk jy hoe die godsdienstige kerke en die protestantisme vir ons gelieg. In ons 1611 King James Bible, in die Restoration Bible, in die 33 Bible, in die 53 Bible, het hulle vir ons gelieg. So wat doen ons as Jafiste? My Bybel sê nie ek is veronderstel om enige feeste te hou nie. En maane en sabbate en besnydenis en al die goed nie. My Bybel sê dat elke dag 'n sabbat wees. My Bybel sê dat Yafashua het die sabbat op 17 verskillende geleenthede verbreek. My Bybel sê dat Yafashua het die wet 42 keer verbreek. My Bybel sê laat elke dag vir jou 'n sabbat wees. My Bybel sê hou nie die feesgetye van die heidene nie. Maar Israel is nie heidene nie. Nie almal van hulle nie. Maar die wette is tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid van Hebreërs 7 vers 18. So wat doen ek? Ek is 'n Jafis. Ek is 'n Jafis, 'n murg en been. Ek hou, hoekom? Want ek hou nie dit wat ek nou reeds genoem het nie. Die Bybel sê, ons moet die nagmaal vier. Hy sê nie eers, ons moet Yafashua se geboorte vier nie, of herdenk nie, Kersfees. Hy sê herdenk
my lyding, my sterwe, my begrafnis, my opstanding, my hemelvaart, my wederkoms. Dis wat ons herdenk. 1 Korinte 11, vers 23 tot 29. Ons herdenk nie die ou goed van die Ou Testament nie. Want dan is ek terug in die tradisies van dit wat Jahweh tot niet gemaak het. So nou sê ek weer, ons is nie deel van enige van die ja-bewegings nie, of die restoration mense nie. Ons gebruik dieselfde Bybel. Maar Jahweh het ons nou die woord, die bo-natuurlike geopenbaarde woord oopgemaak. Jy sal nie een ja-ou kry nie, jy sal een sacred name ou kry, wat vir jou ooit sal praat oor die bo-natuurlike geopenbaarde naam nie. Geopenbaarde woord nie. Hoekom? Want dit is goed wat Jahweh van my kom oopmaak het. En wat die Jahwiste verstaan. Ons verstaan dit. En ons funksioneer in die bo-natuurlike geopenbaarde woord. So wat het ons gekry toe hierdie fontein oopgaan vir ons? Ons het die kennis van die lewe ontvang. Vir die verstandige het dit 'n besitter geword. Hy sê maar die tugtiging van die sotte is sotheid. Hierdie ouens wat als hulle beste traai, die Satan wat hardloop en alles, ons het geen plek vir hulle nie. Hulle kan kom met wat hulle wil. Hulle kan sê net wat hulle wil. Jahweh het my een skrif gegee. En ek gaan hom hier quoteer uit my kop uit. 1 Timoteus 3 vers 16. Hy sê, ekskuus tog, 1 Timoteus 6 vers 3. 1 Timoteus 6 vers 3. Hy sê, as iemand nie saamstem met die gesonde woorde van Jahweh en die leer wat volgens die bo-natuurlikheid is nie. Lees dit. Die is verwaand en verstaan niks nie, maar het is sieklike sig na toespraak, woordestryd, afguns, bose agterdog, nuttelose strydery van mense wat verdorwe is in hulle verstand en van die waarheid beroof is. En dink dat die godsaligheid winsgewend is, want dit is alwaaroor dit weer die ouens gaan. En dink dat die godsaligheid winsgewend is. Hy sê, onttrek jy ons sulkes. Jy weet, en vanaf ons dit begin doen het, ons het ons onttrek aan enige van hierdie tipe geselskapies en redenasies. Want dit is soos 'n klein hondjie wat sy stert jag, al in die ronde. Ons staan in die bo-natuurlike waarheid. Ons is Jahwiste en ons is nie deel aan dit wat die kerke glo nie. Ons is nie 'n kerk nie, ons is nie 'n denominasie nie. Ons is Jahwiste en ons funksioneer in Bybelstudie in die bo-natuurlike geopenbaarde woord. As jy meer oor dit wil weet, kan jy my persoonlik kontak en met my praat, soos wat die nommers hierbo is. Nou, ek is totaal van die woord af. Nee, ek is nie. Nee, ek gaan tog die skrif weer lees. Spreuke 16 vers 22. 'n Fontein van die lewe is die verstand vir sy besitter. Ons het die fontein van lewe ontdek en sy naam is Jahweh. En niemand kan daai waters korrup maak nie. Want Jahweh sê vir die Samaritaanse vrou, as jy van my water gedrink het, strome van lewende waters sal uit jou binneste uit opkom en opsprei tot in ewigheid. Nou hier is die hele naweek voor ons. Kom ons gaan uit, ons saai die evangelie, ons wees volbloed Jahwiste en ons retireer vir niks en niemand nie. Die Bybel sê, weerstaan die Satan en hy sal van jou wegvlug. Tot volgende week en maandag as Vader wil en sy wil daarby is. Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.